Welkom by nog 'n voorlesing uit Henry Stap aan, geskryf deur Lizette Murray. Ons lees die hoofstuk Huis. Ek hou van my ma as sy vir my tee in die bed bring, skryf Henry in graad 1 vir sy juffrou. Hy het nie baie gevra nie, die gewone goed. 'n Vroegaand storie, om soms by my in die bed aan die slaap te raak, of sy hand in myne te glip as hy langs my in die kerk sit. Hy wou net veilig voel, en versorg, en liefgee, soos alle ander kinders. Ek onthou 'n vakansie toe Henry, 4 jaar oud, op sluit saam met die ouer boeties by my suster wou agterbly, toe die res van ons gesin die lang pad see toe vat vir 'n 2 weke lange uitrus. Ons was skaars 'n dag weg toe die groot verlang begin. Henry het al hoe stiller geword. Hy wou nie eet nie, en sy grappies het opgedroog. Snags het hy styf agter Sep se rug ingekruip. 'n Klein hartseer seentjie wat sy ma wou hê. Toe ons met die terugkomslag om die draai by my suster se huis kom, het ek hom langs die inrypad sien sit. Ek het my deur oopgemaak en hy het in my arms gespring. Toe het hy my 'n lang ruk vasgeklou, sonder om iets te sê. Hoe dikwels het ek al gewens, ons kan daardie verspeelde vakansie oorkry. Hierdie keer vir myself, omdat ek so eindeloos verlang. Daar was 'n ander middag. Ek was by die kerk besig met 'n biduur vir huishulpe. Onder gebed voel ek hoe 'n kleuterhandjie myne soek. Dit was Henry. Hy het verlang. Toe steek hy 'n dubbelpad en besige hoofstraat oor en hardloop nog 'n blok verder tot by die kerk. Hy wou by sy ma wees. Toe ek my oë oopmaak na die gebed, kyk ek in 'n lagende gefrietjie met moerbyvlekke al om die mond vas. Op pad na my toe het hy in 'n moerbeiboom langs die straat geklim en homself eers goed gehelp voordat hy weer koers gekry het. Ek het met 'n geruste hart geweet, dis die eerste tree op sy pad van groot word en van planne maak, van eie besluite neem, van selfstandig word. Soos hulle ouer geword het ek gebid dat my huis vir my seuns 'n stuk vaste aarde moes wees, waarvandaan hulle op hobbelrige reise, fisies en geestelik, kon vertrek en weer terugkom. Ons gesin het, wanneer een van die seuns lank weg was, in groot letters op die garagedeur geskryf, "Welkom terug." Vandag weet hulle steeds, ons liefde is 'n helder vlag wat aan die nok van ons dak wapper om hulle terug te verwelkom. 'n Klein seentjie met 'n groot verlange na sy ma het lank terug vir my gewys dat hy my nodig het vir liefde en beskutting en emosionele begeleiding op sy grootwordpad. Ek moes hom help om te leer glo in homself, sodat hy met blink oë en regop skouers ons voordeur agter hom kon toetrek. Dieselfde klein seentjie wat wou hê ek moes hom styf vashou, kon later sy arms wyd sprei en wêrelde verken. En eindelik ook huis toe gaan. Ons lees die hoofstuk 4 Junie 2008. 3 jaar nadat Henry by Millerspunt gaan duik het en nooit teruggekom het huis toe nie, staan ek en 2 vriendinne daar op die graswal en uitkyk oor die stil baadjie. Ons wag vir die son om op te kom. Millerspunt se waters vou blou-swart om die rotse. Die oomblik toe die son 'n goue kroon op die kop van die berge by Gordons Bay sit, sprei 'n geel strook milddadigheid soos 'n waaier wyd oop oor die see tot waar ons staan. Rondom ons word alles waaraan die son raak pure goud. Die hele dag lank word ons gebaai in die vrede en goedheid van die Here. Ek sit lang tye en uitkyk oor die diep, donker see waarop bamboese lui wieg. My kind se laaste speelplek. My oë dwaal oor die wye waters. Opgeskerp vir die skielike opspring van 'n wit skuimboog in die diepsee. 'n Roering op die gladde staalblink oppervlak. Iemand vra of ek dink ons treur anders, omdat ons nooit 'n liggaam gekry het om van afskeid te neem nie. En ek wonder,
Los ek nie 'n oop einde vir die storie van Henry se lewe nie? Ignoreer ek die oomblik van die dood? Is die feit dat ek daardie laaste oomblikke nie wil deurdink nie bloot ontkenning nie? Klou ek aan 'n illusie vas dat Henry maar elders is? Sien ek hom bloot as weg, besig met iets anders op 'n ander plek? Mislei ek myself? Hou ek 'n deurtjie in my agterkop oop? 'n dalk? Henry was nie siek nie, sodat ek geleidelik van sy liggaam kon afskeid neem nie. Ek het nie vir ou Laas oor sy voorkop gevryf of sy stil hand te myne toegevou nie. Sy laaste groet was sorgvry en vrolik, vol spoed die jubelende lewe in. Ons ander is skielik in die hardloop tot stilstand gepluk. Die vrolike foto's van 'n songebrande blouoogkind, skynbaar onverganklik in sy jeug en vitaliteit, skreeu helder teen die stilte van die dood. Daarom is dit veel makliker om aan hom te dink as elders besig met nuwe, opwindende plannetjies maak. Want ons kon hom nie in sy finale, weerlose oorgee aan die dood sien nie. My oë soek hom verniet in die wegraak van die duinings. Ek weet hy is nie op die bodem van die donker oseaan hier voor ons nie. Hy is nie hier op die rotse by die bankie met die herinneringsplaatjie nie. Ons moet weet, ons geliefdes is nie by 'n kruisie langs 'n hoofpad of in 'n nis teen 'n gedenkmuur nie. Ook nie in 'n graf tussen blomme nie. Hierdie plekke is net simboliese merkers vir ons wat agterbly. Die realiteit van die dood is nie 'n gebreekte liggaam wat ons kan sien nie. Dit is in die leegheid en totale afwesigheid van 'n liggaam. In die niks, in die groot stilte. Dit, meer as 'n liggaam wat ek kan groet, is die realiteit van die dood. Daarmee moet ek elke dag saamleef. Ek aanvaar dit sonder meer. Ek weet sonder twyfel, Henry is dood. Die realiteit van die dood is egter ook die realiteit van die lewe. In my gedagtes hoor ek die engele se woorde aan die vroue by Jesus se leë graf. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Henry se storie het dus nie 'n oop einde nie. Hy sal saam met Christus uit die dood opgewek word. Henry lewe. Ons lees 'n sirkel voltooi. In U word ons sirkel voltooi. In ons einde is ook ons begin. Die ou dinge het verbygegaan. Dit het alles nuut geword. In U. Ons lees die hoofstuk Pa se stem. Lisette is my beste maatjie. Ons is op 2 April 1977 getroud. Ons het mekaar nie baie goed geken nie, maar ons het geglo dat ons vir mekaar bestem is en het moeite gedoen om na mekaar toe te groei. Met verloop van jare het ek haar net meer waardeer en lief gekry. Die voor- en teëspoed wat ons beleef het danksy haar liefdevolle geaardheid en optimisme ons huwelik onderskraag. Elkeen van ons seuns het 'n onvervangbare, unieke rol in ons gesin. Ons het saam as 'n hegte eenheid ontwikkel. 'n Goeie sin vir humor. Onafhanklike denke en verantwoordelikheid is hoog aangeslaan. Henry se dood was 'n groot slag. Die gesin het in 'n soort selfbeskerming oorgegaan. Colleen was by sy ma in Stellenbosch toe ons die nuus van die haai-aanval gekry het. Hy kon haar dus ondersteun. Wim en ek is na Millerspunt om vir Piet te onderskraag, met die polisie te skakel en Henry se karretjie terug te bring. Sepp en Andrew het by Lisette gebly om haar te troos en te help met telefoonoproepe. Vir my as pa was die onmiddellike emosionele behoeftes van my gesin en ook van Mimi, Henry se vriendinnetjie, baie belangrik. Ons as ouers se rou moes die kinders nie verstote laat voel nie. Hulle moes nooit daaraan twyfel hoe belangrik hulle vir ons is nie. Ons manne is seker minder emosioneel en meer taakgerig. Tog moet ons droefheid verwerk.
Lizet se liefdevolle hantering van ons almal en die onderskraging van ons kinders en familie, as ook ons uitgebreide vriendekring, het my baie ondersteun. Die baie foto's wat ons van Henry gehad het my in my rouproses gehelp. Ek het dit gerangskik en in 'n aparte leer op die rekenaar geberg. Verlange kan 'n mens egter nie in 'n aparte leer liaseer en eenkant pere nie. Gelukkig het ons gesin maklik oor Henry gepraat en by mekaar gehuil. Dit is nodig om deeglik te rou en jou hartseer te formuleer en deur te praat. Ons is dankbaar dat ons sonder verwyte kon treur. Daar is egter onbewaakte oomblikke om die koevert met die doodsertifikaat van die staat te kry, of 'n kennisgewing dat hy moet kom vir die hernuwing van sy motorlisensie, of sy bankstaat wat afgesluit is en op 0 staan. Ek het al Henry se dokumente gehou en kon myself eers na 3 jaar sover kry om sy rekenaardata eenkant toe te skuif. Nou, na 3 jaar, glo ek, is die band tussen my en Lizet nog sterker as voorheen. Ons dank die Here dat Henry se dood ons gesin nie uitmekaar laat dryf het nie, maar eintlik net vaster aan mekaar gebind het. George Murray, 4 Junie 2008. Hierdie was dan die slot-episode, laaste hoofstuk uit Henry Stap Aan, deur Lizet Murray, en is met die vriendelike vergunning van Lizet Murray dat ek hierdie boek met julle kon deel. Dankie vir die saamluister oor die laaste paar maande. Gaan kyk gerus op Lizet se webblad. Inligting is in die inligtingsparagraaf van hierdie kanaal vir vele ander interessante publikasies wat sy vrygestel het.